Goeiedag. Dis 'n wonderlike voorreg om weer op die lig te kan wees en met u te kan gesels as luisteraar. So hoop dat die vrede van God hierdie week wat verby is met u gewees het en dat u rustig in die siel is. As u nie is nie, luister gerus na hierdie boodskap in hierdie dag. Iemand vra my onlangs, wat beteken dit as die woord van die Here sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here? Dan moet ons na daardie teks gaan kyk, Galasiërs 6 vers 1. Hy sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Dan sê hy in vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Ja, ek het so, terwyl ek besig was om voor te berei, hierdie woorde gekry. Geloof is 'n kontaksport. Romeine 14 vers 1 sê, en neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. En dit doen my dadelik toe ek hierdie deel lees, kom dit by my op, die verlore seun. Meeste van ons ken hierdie verhaal, maar ek wil dit bietjie oopbreek. In Lukas 15 vers 11 sê Jesus, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee vir my die deel van my goed wat aan my behoort. En hy het sy lewens aan hulle gedeel. En nie lang daarna het die jonger seun al sy besittings geneem en sy reis na 'n verre land onderneem en daar sy rykdom vermors met 'n rowwe lewe. Dis keuses wat ons maak. Ja, die keuse wat jy maak, bepaal jou einddoel. Ek het gewonder wat in sy pa se gedagtes op daardie oomblik aangegaan het. Is ek nie 'n goeie pa nie? Mag hy dalk vir homself gevra het. Miskien was ek te sag met hom, of waar het ek verkeerd gegaan in hierdie grootmaak van my kind? So het sy keuse my as my pa eensaam gemaak. En hy het verlang na die terugkeer van sy seun, want hy het verwerping, 'n seun wat ewe skielik besluit, ek wil nie meer langer onder my pa se dak wees nie, en dit is dalk reg, om nie op jou pa altyd aangewese te wees nie. Maar uit die Joodse konteks moes die seun by die vader se huis gebly het tot die dag dat hy getrou het. Die vader voel verwerp. Dalk het hy geglo sy seun hom nie meer lief gehad het nie. Nou lees ek in vers 14 en dit is wat in die lewe gebeur as ons oppak en na 'n ver land gaan weg van God se teenwoordigheid en ons vermors ons rykdom. Toe daar 'n groot hongersnood in daardie land ontstaan. En hy begin verlang. En dis die wonder van God. Diep in ons wese hunker ons terug na ons ouerhuis, daar waar ons gelukkig was. Hy het na sy vader verlang. Net soos die pa het die seun ook eensaam geword. Want ewe skielik uit sy oorvloed wat nou weggeneem het en daar is hongersnood, famine, soos die oorspronklike taal sê, het hy ook verwerping ervaar. Uit ondervinding met die deel in die beradingssessie sien ek hoe mense na God se gawes kyk as skuld wat hulle verskuldig is. Dus die grootste dwaasheid van die mens as sondaar om 'n leeftyd in tevrede te wees met die goeie dade en dit wat hulle het en wat hulle vermag het en uitmis op die roep van God se Heilige Gees.
Ja, daardie hinkering van selfvervulling en selfbemagtiging. Dit is nie verkeerd nie. God wil hê dat ons moet in hom selfstandig wees deur die krag van Heilige Gees. Maar waar kom hierdie goed vandaan? Ons eerste ouers, Adam en Eva, het hulle self en hulle hele nageslag vernietig deur 'n dwaase ambisie om onafhanklik te wees van God. Om dit te lê dan die grondslag van die sondaar se volharding in sonde. Ja, dis in Genesis 3, sien ek hoe Adam en Eva hulle huis moes verlaat, want na die sondeval het God hulle uit die tuin uitgestuur. Daar uit sy teenwoordigheid, so kies die mens elke dag. Dis 'n les uit Adam, dat die mens 'n stryd het om te leef. Ons begin sonder 'n vader ons kinders groot te maak. Ons probeer koester en te beskerm. Die vyand het suksesvol sy weeskind gees, the orphan spirit, na die mens begin oordra. En die mens gee dit van een geslag na die volgende oor. Kyk maar na Kain en Abel se lewe. Kain, omdat hy gedink het dat hy reg is, het hy sy broer doodgemaak. Is hy uit die Here se teenwoordigheid gestuur om 'n rustelose swerwer te wees, ja, 'n weeskind. Nou vra ek my dieselfde vraag af, hoe deel ek met hierdie weeskind, hierdie orphan spirit? As ek die skrif nagaan, en ek is 'n kind van God, sal Romeine 8 vers 14 tot 16 vir my uitstaan. Want soveel as wat deur die Gees van God gelei word, hulle is seuns van God. Want hulle het nie weer die gees van vrees ontvang nie, maar julle het die gees van aanneming ontvang, waardeur ons uitroep, Abba, Vader. Die Gees getuig self saam met my gees, dat ons kinders van God is. Ja, ons is kinders van God, maar hoeveel van ons leef nog asof ons weeskinders is? Hoe ken jy 'n weeskindgees uit? Eerstens, die gees van vrees en verwerping is die eerste kenmerk wat na vore kom. Ons moet leer hoe om die gees van vrees te ontwapen en vertroue in God as ons enigste Vader te bou. Die brein se outomatiese reaksie op vrees is of ons veg, of ons vlug, of ons vries. Dit klink soos sommige Christene vandag is. Hulle veroorsaak of allerhande moeilikhede in die kerk. Hulle spring van een kerk na die volgende en woon skaars daarby, dan sien jy hulle is weer by 'n volgende kerk, want hulle kry nie rus in hulle siel. Ja, dit is vyand se plan. Die tweede kenmerk by die weeskindgees is skaamte. Dis 'n kenmerk wat gevolg is van sonde. Of ons sondig, of iemand sondig teen ons. Ons probeer of van skaam af te vlug. Net soos Adam en Eva probeer ons dit toemaak met vyeblare, ons eie geregtigheid. Dalk self met 'n godsdiensgees of met goeie dade wil ons dit wegsteek. Fisiese weeskinders ly aan vrees en skaamte, maar so ook geestelike weeskinders. Vrees kan slegs vervang word deur ons hemelse Vader se volmaakte liefde en skaamte kan slegs deur geregtigheid van Christus oordek word. Leef ons asof ons die gees van seunskap het of die gees van die weeskind het? Ja, ons was weeskinders, maar nou is ons seuns as gevolg van Christus. Ons is aangeneem. As ons dan die gees van aanneming het,
sal ons nie meer weeskinders wees nie, maar ek weet uit ervaring dat jy die kind baie makliker uit die weeshuis kan haal, as wat jy die weeshuis uit die kind kan uithaal. Die weeskind gees is na die aarde gebring deur Lucifer, die eerste weeskind, sodat hy uit sy hemelse huis gegooi is. Ja, hy is die vernietiger, die aanklaer, die lasteraar. Hy sou die res van sy lewe op die aarde spandeer, uit die hemel uit weg uit God se teenwoordigheid, en hy kom om te steel en dood te maak en te vernietig. Hy was die eerste weeskind. Uit sy keuse haat hy al die families. Derdens ken jy 'n weeskind gees in selfgesentreerdheid en ingesteldheid op ek. Die me, my en myself. Ek is in beheer. Dit gaan alles oor my. Niemand gaan vir my sê wat om te doen nie. Ek het niemand nodig nie. Net soos hierdie verlore seun. Sy goed gevat het en gedink het, ek het pappa nie meer nodig nie. Fisiese weeskinders het sy in pleegsorg of in 'n weeshuis funksioneer in die modus van selfbehoud en oorlewing. Dit is verstaanbaar dat hulle missie elke dag net is om te oorleef. Ek moet vir myself sorg, want niemand anderste gee vir my om nie. Maar in die kerk is hierdie selfgesentreerde ingesteldheid wat Satan ons ore fluister, om ons as louwarm Christene meer besig te hou met die leef van die droom van 1 tot 1 anders as die 1 tot 1 evangelie van Christus. Maar die gees van die aanneming word gekenmerk in en deur die hart van die Seun van God. Jesus het die hart van so 'n seun gehad. Uit sy Vader se wil kon doen. Hy het altyd met sy Vader gepraat en hom daaroor onderwerp. Jesus het homself onder die gesag van sy Vader geplaas. Nou sien ek in Lukas 15 vers 18, en ek sal opstaan en na my Vader gaan. 'n Keuse wat hierdie jong man gemaak het. En ek sal vir die Here sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan. Jy sien, hy het die keuse gemaak. Hy het opgestaan en na sy Vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy Vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop. Ek sien daai stofstreep. Hom omhels en hartlik gesoen. Die pad van verlorenheid. Hy moes erken, ek was verkeerd, ek het impulsief my erfporsie geneem. Ongeduldig uit en ambisie het sy denkvermoë beïnvloed. Gee my alles wat aan my hoort. En sy Vader het gesê, let go, op die versoek van sy seun. Dit was nie net die besittings wat hy wou hê nie. My vraag is, het hy die goed deurdink voordat hy die vraag aan sy Vader gestel het? Impulsief maak ons baie keer besluite oor ons toekoms. Ons verruil soos hierdie jong man sekuriteit vir onsekerheid, minsaamheid vir eensaamheid, standvastigheid vir die onbekende. Ek glo hy het vir homself gedink, dalk nie eers die saak met sy ervare pa bespreek nie. Kom ons kyk na sy keuses. Ek is oud genoeg, het my pa nie meer nodig nie. Ek wil myself bewys dat ek kan. Ek is sterk en groot genoeg om my eie besluite te maak. Hy het sy liewe Vader nie meer gerespekteer nie. Hy vat wat hy wou gehad het en vertrek na 'n ver land. Hy besluit aan by die verkeerde groep. Hy het nie 'n toekoms ingekyk nie, nie gestuur aan die swaar tye wat sou kom nie. Hy bereik sy laagste punt. Hy kom by homself en sê, ek sal teruggaan. Heilige Gees se invloed. Hy onthou sy Vader se huis. Hy besluit om huis toe te gaan. Hy het opgestaan en na sy Vader gegaan.
Ja, die Here wil hê ons moet weer verenig, rekonsiliasie. Dit was Jesus se doel op die aarde. Elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, is my disipel nie werd nie. Die tweede ding is restaurasie, herbou. Terug na die oorspronklike eienaar, God. Terug na die plek van posisie en oorspronklike status. Terug na die oorspronklike eienaar toe. God staan met sy oop arms vanmôre en hy sê, kom terug na my toe. Ek sal jou rus gee. Kom ons begin by die terugkeer na God. Herstel van ons verhouding met God die Vader deur Jesus Christus en Heilige Gees. Mense struikel en verloor alles, hulle bestaansreg omdat hulle goddelike roeping en bron afsny. Uitwaartse aksies word gesien omdat dit reaksie is wat werklik binne in hulle harte aangaan. God weet wat in jou hart aangaan. Die wonderwerk van rekonsiliasie deur in jou sielsdimensie in te spreek met Heilige Gees. Toe die Vader hom sien, toe neem hy sy kleed. Dis die wonder van hierdie verhaal. Bring die beste kleed en trek dit vir hom aan, vers 22. En gee 'n ring aan sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf. Ja, daar is blydskap in die hemel oor een siel wat tot bekering kom. Want hoor wat sê vers 24, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword toe hy die keuse gemaak het. Hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Een van die sleutels van geestelike krag is om terug te keer na die plek waar die eerste ontmoeting met God se krag verkry het. Dink bietjie terug. Het sy by die kerk, het sy in die gemeenskap, het sy in gebed, het sy in aanbidding. Waar daar waar jy in die teenwoordigheid van God is, plekke van geestelike restaurasie. Ons moet by daardie plek kom, die eerste beginsel van ek wil in u teenwoordigheid wees. Moenie dit verwaarloos nie, moenie ophou om jou Bybel te lees nie. Identifiseer die areas waar God se Gees sterk beweeg het en verlang sterk daarna. Want God wil jou herstel, God wil jou oprig, God wil jou bring by daardie posisie van waar jy is. Want God se plan is altyd 'n comeback. Dit is groter as 'n setback. Sy beplande setback, selfs beplande setback bring shame. Die vraag is, wat maak jy hier? Hoekom is jy nie op die plek waar ek wil hê jy moet wees nie? Kom ons vra die Here. Vader, vergewe ons Here as ons op onsself vertrou het en nie op u staat gemaak het nie. Here, ons vra, herbou, rekonstrueer ons, want redemption lei na regeneration. Ek wil meer hê van u, meer van die krag, meer van u, Here, in my, minder van myself. Ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Tot 'n volgende keer groet ek u. Shalom.